Wat 'n voorreg om vandag weer 'n bietjie met jou kan gesels oor die reeks tema wat ek mee besig is, naamlik die krag van ons keuses. En vandag wil ek spesifiek praat oor die onderwerp ons keuses ontsluit krag. Spreuke 3 vers 6, daar in die Nuwe Lewende Vertaling sê so: Vra na die wil van God in alles wat jy doen. Hy sal die regte pad vir jou wys. Om volgens die wil van die Here te lewe, behoort ons hoogste aspirasie te wees. Dis die beste, veiligste en gelukkigste plek om te wees, in die sentrum van God se wil. Niemand het ons liewer as God nie, en niemand koester beter dinge vir ons as hy nie. Die belangrikste openbaring van God se wil vind ons natuurlik in die Bybel. Dis egter belangrik dat ons nie die Bybel as 'n soort gelukspakkie gebruik en hoop ons vind die teks wat ons bloot pas nie. 'n Mens moet die skrif lees en ondersoek in diep afhanklikheid van die Heilige Gees. God se wil vind nie sommer net vanselfsprekend in ons lewens plaas nie. Ons het ons eie wil en ons kan ons eie keuses maak. Ongelukkig, soms selfs lynreg teen God se wil. Ons kan wel verwag dat wanneer ons as gelowiges God se wil verontagsaam, ons vroeër of later die negatiewe gevolge daarvan sal dra. Nie alles wat met ons gebeur is deur God vooraf so bestem nie. Dis 'n wyse mens wat daarna soek om die Here te behaag en volgens sy wil te lewe. Soos wat ons skrifgedeelte vandag duidelik dit te kenne gee, laat ek dit weer vir jou lees. Daar Spreuke 3 vers 6. Hy sê, vra na die wil van God in alles wat jy doen. Hy sal jou die regte pad wys. Wanneer my wil in lyn kom met God se wil, word die moontlikheid van die bonatuurlike oopgesluit. In 'n sekere sin hou ek die sleutel tot die ingrype van God in my hand. Wanneer ek bid en vra en doen volgens sy wil, maak dit vir die Here moontlik om sy beste vir my te gee. Dis egter 'n skokkende moontlikheid dat 'n mens weens ongeloof en ongehoorsaamheid die Here kan verhinder om wonders te doen. Hoor net wat sê Matteus 13 vers 58. En hy het daar, dis in Nasaret, vanweë hulle ongeloof nie baie kragtige dade gedoen nie. Sal ek en jy 'n oomblik ons verootmoedig voor die Here. Here, dis my diepste hartsgebed vandag. Laat u wil in my lewe geskied. Amen. Ons gesels volgende keer verder.